Ons dink verjaar aan Afrikaans wat nou vir 100 jaar lank amptelik erken word. En as ons dink aan Afrikaans, dan dink ons aan die baie bekende taalmonument daar in die Parel, maar dit is nie die eerste taalmonument in Suid-Afrika nie, en ook nie die eerste taalmonument wat vir ons mense van belang is nie. Daar is 'n taalmonument wat vroeër as dit ontstaan het, en hy is daar in Burgersdorp. Baie interessante geskiedenis aan hierdie taalmonument wat in 1893 opgerig is, om uiteindelik 'n oorwinning wat destyds in die Kaaplandse administrasie behaal is, ten opsigte van die erkenning van Hollands as 'n taal wat gebruik mag word in die howe en in die parlement en die volksraad en so meer. Hollands het toe erkenning gekry en hierdie monument is daar opgerig. Natuurlik, die monument het self 'n baie interessante geskiedenis, want tydens die Anglo-Boereoorlog het die soldate van die Empire hierdie monument gevat en hulle het hom 300 km daarvandaan in die Buffelsrivier by King Williamstown gaan gooi. Die monument is toe later herwin, die oorspronklike monument, en hy is teruggebring en hy staan nou vandag daar op die dorpsplein langs die replika wat opgerig is na die Anglo-Boereoorlog. Hierdie monument moet ons ook 'n bietjie van nader bekyk. Het bestaan uit 'n vrou uit en sy hou 'n tablet vas, en op hierdie tablet, en sy wys met haar vinger daarna, staan daarso vryheid vir die Nederlandse taal, vryheid vir Nederlands. En nou dink 'n mens, vryheid, hoekom vryheid? Wat is die probleem? Wat was die motivering om te sê dat hierdie taal vry moet wees? Nou, vryheid het, of die ontneming van vryheid het verskillende aspekte daaraan verbonde. 'n Mens kan iemand neem, of sê nou maar by wyse van spreke 'n taal, en daardie persoon vat en jy kan hom in die gevangenis prop en jy ontneem hom van sy vryheid. Maar dis nie die ontneming van vryheid wat ter sprake was met die Nederlandse taal nie. Dit was die verbanning daarvan. So jy kan iemand se vryheid ontneem deur hom te verban. Jy stoot hom na buite, jy plaas hom eenkant, jy haal hom uit sirkulasie uit. En dit was die vryheid waarvoor daardie taalmonument gestaan het, en waarvoor hy eintlik nog sekerlik vandag nog staan. Vryheid vir ons taal. Nou ja, soos ons gesê het in die begin, Afrikaans is nou 100 jaar wat hy nou al in hierdie land bestaan. Maar hy is nog steeds nie weg van hierdie gedagte dat hy uitgeban moet word nie, dat hy, soos daai arme skoolkinders na die Anglo-Boereoorlog, dat hulle eenkant in 'n hoek moes staan, uitgeban in die hoek, omdat hulle Afrikaans gepraat het, en dan moes hulle 'n hoed gedra het wat gesê het donkie. Met ander woorde, jy verneder die taal, jy plaas hom eenkant. Afrikaans is nog nie heeltemal in 'n posisie dat sy vryheid in alle opsigte erken word nie, want ons het nou onlangs ons weer optogte gehad by die Voortrekker Monument, waar dit gegaan het oor die erkenning van Afrikaans in ons skole, moedertaalonderrig. Hulle probeer om Afrikaans uit die land uit te druk, en ons Afrikaners gaan dit nie toelaat nie. Twee maniere wat jy 'n volk kan vernietig. Dis deur oorlog, en die magtige Britse Ryk kon dit nie regkry nie. Die tweede is, as jy 'n volk sy trots ontneem. En ek sê dat jy moet altyd trots wees op wie en wat jy is. Beswaar te maak dat Afrikaans weer eens
verban word, weer eens eenkant gestoot word, weer eens soos in die vroeë tyd ook dan as 'n kombuistaal gesien word. 'n Kombuistaal, iets wat ons eintlik nie in beskaafde of in regskringe of in volksraadskringe of in literêre kringe of opvoedkundige kringe enige erkenning wil gee nie. En ons het nou die afgelope tyd gesien dat Afrikaans al meer sy posisie verloor het op universiteite en so meer. So Afrikaans is nou ook weer in daardie situasie waar Nederlands was en dat daar 'n vrouefiguur is wat moet sê vryheid vir Afrikaans. Vryheid sodat Afrikaans kan ontwikkel en sodat dit ook in 'n moderne wêreld, die wêreld waarin ons vandag bly, waarin dit ook tot sy regmatige plek kan groei en ontwikkel en blom. En so sien ons dan nou ook byvoorbeeld dat Afrikaans al hoe meer eintlik nie net tot 'n kombuistaal gerelegeer is nie. Dit sal later nou net 'n taal word wat in die sportsbars gebesig word. Jy weet, daar waar ons kyk hoe die ref die game beoordeel, hoe dat hy nie sien dat daar 'n forward pass was nie. En weet, en dan word dit 'n soort van 'n baster Afrikaans wat ook miskien by die liedjie geleenthede, daar waar daar musiekfeeste is, gebruik sal word so tussendeur die songs en die covers en al die ander woorde wat ons daar gebruik, want ons is mos te lui om Afrikaans te praat. Ons het hom eintlik self uitgeban, eintlik self eenkant gestoot, eintlik self sy vryheid ontneem. En so kan ek nog baie ander voorbeelde noem van Afrikaans wat dan so as 'n bastertaal hier tussen al die Engelse en Amerikaanse terme gebruik word wanneer 'n motor reggemaak word en die radiator is stikkend en die manifold moet na gekyk word en die plugs is nie reg nie en so meer. En dan het ons self Afrikaans van sy vryheid ontneem, homself verban tot 'n bastertaal. En ons sien ook in die Here se woord hoe belangrik taal is. Taal is uiters belangrik, want dit is deur taal dat ons die evangelie kry. Dit is deur taal, ons moedertaal, dat ons leer van die Here en leer van sy heilige woord en dat daardie woord geskrywe is in 'n taal wat ons kan verstaan. En wanneer ons nie meer daardie taal kan praat nie, dan word die evangelie ook in die gedrang gebring.